Ek gaan nie stry nie met die mense nie. Ek het die sake ondersoek. Dis boos. Dis soos hierdie kalfliek wat nou uitgekom het. Ons kan nie op alle kalflieke opstaan nie. Maar ek het nie eers koerante toe gaan nie. Ek het net met mense gepraat en gesê, ons gaan hierdie fliek afbid. Fever Kakie of Kakie Fever. Hy is deurtrek met homoseksualiteit. Ek bedoel die natuurbewaarders kom oor een in die fliek en hulle vat bed. Kom eens kyk met die besoekers, wie kan allemaal in die bed klim met hoeveel. En daar kom 'n gay rugby's van, en hierdie oukie het hulle allemaal bygekom. Wel ek en my kind moet so iets kyk. Dis maar van die rustige goed. Ons staan op, het dit gesponsor. En daar het ek weer gesien dat God kan een mens gebruik, een span, en 'n verskil maak. Wat gebeur het? Tweede dag vergifnis gevra. Maar is ook maar net 'n vergifnis van leen. En hy het vir my gesê, Royes, jy weet seker hoe werk ons breins. Sê ek, ons is met dit bekend. Die mense daar buite is nie met dit bekend nie. Hy sê, jy weet seker, ek is met 'n man getrou. Ek sê, ja. Ek weet julle is 2 mans. En hy sê, jy weet seker, ons brein is vir die mense soos ons. Wat wil ek vanaand sê? Jou veroordeel is jy dra. Nee! Ek wil vir jou kom sê, ken hom in al jou weë. Dan gaan hy jou paie gelyk maak. Voordat jy TV kyk, leer jou kinders, kom ons bid voor ons kyk. Voordat jy gaan klere koop, leer jou kinders. Ek het in die polisie, na my bekering, was ek net onder Kobus Jonker die hoof van om satanisme en okkulte te ondersoek. In 1991, 92, 93. Ek hoor hulle stry vandag so oor Halloween. Ek gaan nie stry nie met die mense nie. Ek het die sake ondersoek. Dis boos. Dis uiters boos wat aangaan. Mense is so weet nie wat aangaan nie. Omdat hulle besig hou met iets anders. En nie met God se dinge nie. En dis nou nie, ek wil nou nie oor die Halloween praat nie. So gaan ons die 4de keer toe ons China toe gaan. Toe smokkel ons uit Hong Kong uit Bybels. En die oggend, en hierdie moet julle ook uitvind, wie was dit nou? Die Here of wie het hierdie plan gesê? Nou ek het rooi hare. As ek deur 'n border gaan, dan trek hulle my af. Ek word gesê, kom hier, ons wil jou deursoek. Ek loop al na hulle toe partykeer. Want dan word ek gedeursoek. Ek het rooi hare. En so gebeur dit dat ons moet ons tasse pak, ons gaan Beijing toe en ons gaan daar Bybels invat. Hierdie praat ek van was lang terug, ons het 18 jaar tronkstraf gekry. En as mense vandag, en dis nou niks op jou nie, dit is op my ding, vandag vir jou sê, maar jy kom niks in China oor nie, strooi. Daar staatskerke, mense, hulle kom niks oor nie. Hulle kan die Bybel uit Sondag lees, maar die kommunist staan in die deur, hy moet hulle dophou. Dis die staatskerk. Daar's ondergrondse kerke. Die oomblik is jy ernstig geraak met Jesus. 18 jaar tronkstraf. Inteendeel, nou is dit erger met hierdie president. Gaan lees wat dit voor laasweek gebeur. Hulle geruit. Ons hoop, ek is nie 'n Steve Hofmeyr of 'n Donald Trump man nie, maar as die Here kom en hy gebruik iemand in daai oomblik, dan is dit wonderlik. En ek dank die Here. Hoor, die een sê hy is anti-Christ, die ander een sê hy is the man of the moment, hy voel ook so, en die ander sê dit. Maak nie saak wat nie. As God hom nou gebruik in hierdie tyd, en ek hou daarvan, hy is die eerste president in die wêreld
wat Christene wat toegesluit is verlei te. So prys die Here daarvoor. En mag hy die president van China praat. Maar so, net voordat ons ry, vat ek 'n onderbroek van my. En ek vat brain polish daar in Hong Kong. En ek vat sommer so dik en ek smeer dit in my onderbroek. Dis nie 'n briefstreep, dis maar 'n modderstreep. Maar in elk geval, en ek sit hom bo op die Bybels in. Nou baie as ek die goed sê, gross, dit. Ag man, weet jy, kry lewe. Kry lewe. Kom uit jou ou kokonnetjie uit en kom net daar buite, dan gaan jy agterkom, jy gaan lewe kry. En is nogal lekker. Kom toer saam met my. My seun het uit travels. Die mense beveel aan toer liewerster saam met ander as nie saam met rooi is nie. Toer saam met my. Ek smokkel Bybels in, anders gaan wys jou Egipte en Israel. En ek smeer hom en ek maak hom toe en soos dit is. Ek het toe 36 Bybels. En soos dit is, toe ek so loop, toe sê ek kaptein, kom hier, 3 sterretjies. Hy kan nie Engels praat nie, hy kan nie Afrikaans praat nie en ek kan nie Chinees praat nie. En hy kyk so op. Hy sê vir my, open. En ek besef, ek het 3 sakke. Open ek die ander, dan sit ek. Hierdie onderbroek triek kan miskien werk. En ek trek hom so oop. Ek moet nou eerlik wees, ek was opgewonde vir die reaksie, en ek was bang vir die tronk. Toe hy so oopmaak, toe sê en hy sê en dan gaan ek. Nou ek weet nou nie wie was dit nie, is dit die Here of wie dit nie, wat vir my daai triek gegee het nie, maar dit het gewerk. Hierdie laaste keer, toe ons nou die Bybel na Kim Jong-un toe vat ek 'n klompie Bybels, 700 vir China. Maar hierdie keer het ons besluit, ons wil 'n bietjie nuwe veld wen in China. Gaan nou nie daaroor praat nie. Julle sal nie glo nie, toe ek Noord-Korea toe gaan, het 2 Suid-Afrikaanse mense, wit mense, hulle regering gebel en gesê, ons kom. So ek wil vir julle sê, ons moet ook maar versigtig wees wat jy sê, en wat jy doen. Maar, ek bedoel, laas Charlie Kirk geskiet, klomp goed kan gebeur, maar as 'n ou soveel herlewing kan veroorsaak, dan kan my ou maar gaan. Die ander ding, die laaste keer, en ek pak dit in ysbokse. En nie ysbokse nie, hierdie koelersakke, maar springbokkies op. Rugby springbokke. Andre sê in Diepa, want hy gaan toe saam. Dis die eerste keer wat ek hom vat China vir insmokkel. Hy sê, ek sê vir hom, jy gaan nou sien, hulle gaan dink ek is 'n ou rugby speler. En dan laat hulle my net deur. En ons is 3. En ons sien op die scanner, hoe kom die Bybels deur? Ek sê, checka, die Here maak hulle blind. Hulle sien nie eers nie. En daai dit sê een polisman, kom hier. Ek sê, okay, hulle is nie blind nie. Hy sê, open. Ek open, ek haal 'n Bybel uit. Hy sê, what is this? En ek begin praat, ek sê, this book changed my life. And you see that, ek kyk, hier staan en neem my video's. Ek sê, wat nie? Pa word seker gearresteer, ek moet dit nou seker gaan wys vir die mense. Ek sê, I want to kill him, and then God come en ek vertel. En die man kyk hier aan 'n polisman en ek kyk. Ek weet nie as hy wedergebore of wat nie. En ek kyk en hy sê, church. Ek sê ja. Hy sê, Klaus, go. Mense, almal is nie smokkelaars nie. Of Bybelsmokkelaars nie. Maar as jy by die petroljoggie stop, as jy sê, jy is 'n 20 jaar kind van God, en jy het 'n kar, en jy sê vir my nog nooit dat jy vir 'n petroljoggie van Jesus vertel nie, dan sê ek vanaand vir jou, daar's 'n groot vraagteken agter jou, of jy 'n kind van God is. As jy vir my sê, jy het gaan brood koop en nog nooit by die til van Jesus gepraat nie, maar jy sê, jy is 'n kind van God, jy is ambassadeur van Christus, is daar fout. Want dit is nie net 'n pastoor wat moet gaan praat nie, net voor Jesus opvaar, en daarmee sluit ek af, toe sê hy, gaan dan heen, maak disippels. Sy sê die laaste 3 minute op aarde, gemaak disippels van, en nou besluit ons wie sit in die kerke, en wie mag in 'n kerk sit.
Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. As mense, en ek weet nie is dit hier by julle ook so nie, wat alle dominees aangeklaad, pelle van my, omdat hulle 'n minuut of 5 minute oor 'n uur preek. Want hulle moet presies in hulle uur hou. En so kom hulle sing, prys die, met bly. Ek het altyd verstaan iets van gal, maar, en mense hoor gou exploit, dis hoekom, noem jy iets, hoor gou mooi, kan jy iets kerk noem wat man en man trou? Christus se kerk. Kan jy dit kerk noem as 'n man en man trou en 'n vrou trou? Nou moet jy net mooi hoor. Daar's amper nie meer 'n gesin in Suid-Afrika waar daar nie so iemand is nie. So hoor gou mooi, gee liefde. As jy 'n braai hou, nooi hom of haar. Maar jy kan nie laat so 'n paartjie onder jou huis se dak slaap nie. Al is dit jou eie kind, kan jy nie so troue bywoon nie. Want hy sê in Romeine 1, ook hulle wat hulle goedkeuring verdien die dood. Nuwe Testament, nie Ou Testament, die Nuwe Testament. Hoekom raak kinders so? Skoolkurrikulum, afskeep by die huis, of te veel geld, of mode, of seerkry. Geef hulle liefde. Ek wil net vanaand vir julle sê, mense, kom ons wees net lief vir Here Jesus. Ek pleit dit by julle. Het is maklik om te sê, sal dit doen en dit. Weet julle wat is lekker? Die Here vra my 3 dae terug weer, oor ou wat my bitterlik sleg maak. Hulle sê altyd, hierdie klomp, hulle gaan kom kyk, hoe werk hulle vir jou so? As sien hulle is in die Mielieland, in die Turksveiland, dan vang ons krokodille, as sê hulle, dan sê ek ook sommer, ja, is my slawe. As jy wil lieg, dan lieg ek saam. Ek sê, ja, is my slawe. Dan sê my, maar, en dan sê ek, kom kyk, luister hier, moet ek as 'n dwelmhou inkom, om laat eet en dan in sy kamer gaan sit op 'n stoel? Eet, gaan sit en, of moet jy hom 'n kind wat nooit geleer werk het nie, moet jy hom leer werk? Ek weet net nie hoe werk party nie, maar oké, hierdie Bybel, die waarde van 1300, natuurlik baie meer, want die bloed van Jesus kan jy mos nou nie toe val die 1 container van die skip af, met 12 ton, nee, 12.000 Bybels, ja, 12.000 Bybels, val van die skip af, net daar, in die visse bekeer nou verskil. Ek kan net vir julle sê, ek het ook gelag die dag, en daarna, dis baie geld. Net die BTW was 153.000. Nou, toe kom die tweede vraag. En die Here sê, gaan deel dit, is hierdie bietjie het ek nog oor. Die Here sê, gaan deel 8.000 uit, aan Pakistanis wat winkels sit in jou land, en aan daai tipe mense. En jy gaan 'n ISIS bloedbad afweer. En ons het die 8.000 uitgedeel. Kan ek vir julle sê, en dis nou 'n halwe teorie, wat ek nou sê. Hulle ontvang hulle datums al reeds in 'n land. Die regering befonds hulle. En hulle kom in hulle te winkeltjie en op 'n dag gaan hulle by mekaar kom en slat die dinge. Dit gebeur al reeds. Hoor julle wat ek sê? Wat moet ons doen? Gee liefde. Jy kan my gaan doodmaak, hè?
Gee liefde, want dit is 'n heart change. Ek ken nou Pakistanis wat gechange het. Gisterand hier by julle sin, toe staan en sing ek vir hulle in Pakistan. Later sluit hulle die winkel oop, laat ons mekaar inkom. Verstaan? Toe staan ryk uit na hulle toe. Gesels 'n bietjie. Ek sê altyd vir hulle, geef my 'n bietjie currykos kook. Of iets. En dan kan ek met hom oor Jesus praat. Dus julle nie vanaand te veel besig hou nie. Ons gaan môre nog so deur die strate ry met hierdie Jesus bord. En die Here gaan groot dinge doen. Die Here het vir my 'n ding gewys. En ek sê nie sommer die Here sê nie. Hy het deel vir my gegee, 'n klein vuurtjie. Steek 'n groot hoop hout in die brand. En hy het vir my gewys, ek het dit klaar voor die tyd gesê. Vir julle, onthou julle? Vir julle gesê, daar sal 'n vuurtjie aangesteek word. Van vernietiging, van skinder, van, dit is mos, as jy gesê, het jy geweet van hierdie ou, dan steek jy 'n vuurtjie aan. En toe sê die Here, julle gaan dit nou omdraai. En julle gaan die vuurtjies aansteek, van die evangelie. En ek sê nou vir julle gaan sien, in hierdie naweek, jy gaan iemand bekeer, jy gaan baie bekeer, maar jy gaan iemand bekeer wat rou is. Julle gaan sê, hy! En daai ou gaan onverskrokke, of vrou, ek weet nie, Sannieshof, mense gaan kwaad raak vir hy man, en vrou, of wie dit alles. Miskien is dit meer as een. Kwaad raak, maar die herlewing van Sannieshof gaan daardeur plaasvind. Dat ken julle verseker is. En dit is ook nie te sê, onthou nou, dit beteken nou nie, ons wat Christen is nou uitgesluit nie. Nee, die Here bring ons in 'n ander level toe, hy man, mense kan so heeltyd saam met my latoer, wat so speel. En daar, waar is die ander man wat saam? En, ek kyk die ou, hy het heel dag hier saam met ons rondgeloop, jy na my gooi. Toe sê ek maar, hier is nou iets anders in die gang, maar oké. So, mense, ek wil graag môre aand, of kom ek sluit net met dit af, daar is hoop vir jou. 3 jaar terug, sê my vrou, die ding agter jou been moet jy laat kyk. Ou steur jy mos nie daar nie. Maar ek is daar op die plaas, lus om 'n bietjie rustig te vat. Julle kan nie glo wat dit alles gebeur voor ons by hierdie plek uitgekom het nie. Ek is 2 keer hospitaal toe. En ek gaan nie hospitaal toe nie. En ek gee Satan geen eer nie, want hy sê in 1 Johannes 5 vers 18, kind van God bewaar homself. En die bose het geen vat op hom nie. Maar ons almal het maar 'n oop deurtjie of 'n ietsiekie wat hier op 'n kol is. Ek praat nie oop deur nie, ek praat van ry oor 'n stop of kyk hy taxi so. Julle moet asseblief net ons taxi verskoon. Ons mag ook oor stopstraat ry. Maar ek wil vir jou sê, dit is ander iets gewees in gebed om tot vanaand hier te kom. Al. Ek preek 33 jaar. Sommige jare 200 keer in verskillende gemeentes in 'n jaar. Ek het vir hulle vanmiddag gesê, dit voel of dit verskriklik, hier is 'n teestand. En nie julle klomp wat hier was nie. Hier is 'n teestand. Ek weet nie wat gaan nie. Alle dorpe het sy teestand. Maar hier is iets. Maar ek ken my koning se bloed. Hy gaan val. Goliat gaan val. Goliat gaan seer kry. En ek gaan dokter toe en die dokter kyk so en hy sny uit. Ons is daar in die Kaap en 'n dokter bel my. Hy sê, is jy naby jou vrou? Ek sê, nee, hoekom? Hy sê, staan net weg as jy naby is. Ek sê, oké. Hy sê, jong, ek het vir jou 'n bietjie nuus, jy het 6 maande oor om te lewe. Ek sê, oké. Die Here hou my so kalm. Maar ek het 'n vrou wat alles hoor. Sy loop so, sy sê, ek sê, luister asseblief, is iets anders. Want ons is met nog ander goed ook besig. So, ek smokkel nie,
diamante nie. Maar ons kyk of ons nog mense in die tronk kan kry. Met sekere goed, met korrupsie en goed. En ek sê vir haar, hier is my kaart, koop 'n bietjie meer man. Sy sê wat? Jy het nou net gemou. Ek sê koop 'n bietjie. Sy sê wat gaan, ek sê ek wil hê jy moet baie koop. En jy moet môre nog. Sy sê wat gaan nou aan? Ek sê nou as jy nou nie wil koop nie, dan sê ek nou maar vir jou, ons moet gou ry want ek moet in Bloemfontein kom. Ek kom daar en dis nou 'n lekker dokter. Hy kyk so, maar hy vloek. Hy sê jy het die 6 maande oor, jy het 4 maande oor. Nie 4 maande, 4 weke oor. My seun sit daar. Ek sê, okay. Maak time hierdie ou, 80 vloekwoorde in 'n kwartier. Ek dink vir jou moet ek hom net voor ek gaan. But toe loop hy sê groet my goed want my kliënte sien ek, my pasiënte sien ek so, maar is 'n nice ou. Ek sê ek like die ou. Hy sê maar kom ons sny nog 'n keer. Ons kyk, ons try iets. Kom daaraan. En onder narkose raak ek nou wakker te vroeg. En ek is op die foon. En my kop sê vir my gaan live. En my vrou bel my seun en sê jaag soon toe. Kyk wat gaan hier op Facebook aan. Daai man is heel bedwelmd, hy is live. Maar God kan enigiets gebruik. En ek sê, kan julle glo hierdie hospitality swembad nie? En ek wil hierdie verpleegsters doop. En ek sê hier is 'n dokter, hy vloek, ek gaan hom nou pak gee en dan na God toe lei. En hy kyk en hy lag en hy kom tot bekering. Kan die Here goed so gebruik? So. God kan enigiets doen. As jy sê, I'm a vessel, use me. Hoe sê hulle altyd, jy moet net te dom wees om te slim te wees. En net wil gebruik word. Hy sê vir my, nee, jou tyd is maar daar. Ek sê vir Andres, want dis die tyd wat ons geboek is, ek sê kom ons gaan. Ek sê vir my vrou, vergewe my, maar laat ek dan my laaste 2 weke, ek kan nog beweeg, laat ons kinders gaan ry. En terwyl ek daar is, maak die Here my heel gesond. Ja, ek verstaan nie altyd, die vroukie van Oekraïne, die sendeling, Michelle, voor laas week, 3 weke terug het ek 'n dogter begrawe in Stellenbosch, ons dogter, van 22 jaar oud. Sy is 28 jaar in Oekraïne gewees. Sy het by die kankerbed gesit. Ons verstaan sekere goed nie. Maar ek en jy moet net een ding weet, hy het ons lief. Vader, in Jesus naam, dankie vir u liefde. Dankie vir u omgee. Dankie vir Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, sodat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen, wit, swart, bruin, Chinees, Japanees, wat hom glo, die ewige lewe sal hê. Amen. I came before his throne. He touched my lips and made me whole. Exchanged my heart of stone for one of flesh and put life in my bones. And all I can say is, holy is he. Yeah, holy is he. He opened up my eyes and gave me spiritual sight. All I can say is